Na gister se gedeelte oor die goddelose mense, fokus ons vandag eerder op God se kinders, almal wat wel ontzag het vir God. Eers kyk ons saam weer hoe is hulle, en dan later sal ons kyk na wat hulle doen. In Psalm 112 kry ons 'n pragtige beskrywing van mense wat die Here dien. Die psalmdigter sê, die kinders van God, hy noem hulle die regverdiges, leef eerstens met groot vreugde in gehoorsaamheid aan God, vers 1. Hy skryf dan verder in vers 2, hulle en hulle nageslag is geseënd. Hulle skyn in die duisternis as 'n lig, vers 4. Hulle is goedhartig, sê hy in vers 5. Die Nuwe Lewende Vertaling skryf, hulle is vrygewig. En die boodskap parafrase sê daar, so 'n persoon deel graag sy besittings met ander. Hy leen uit, hy doen altyd die regte dinge. En dan in vers 6 word hy weer 'n regverdige genoem. Die Hebreëse woord daar is tzadik, en dit het 'n dubbele betekenis. Dit word gebruik beide vir iemand wat deur God geregverdig is, en iemand wat regverdig is in karakter en gedrag. In vers 7 word hy dan verder beskryf as standvastig, iemand met 'n vaste vertroue in die Here. In aansluiting by hierdie getuienis kan ons ook na ander wysheidspsalms kyk. Daar is 8 van hulle. In Psalm 1 vers 1 tot 4 lees ons ook mooi getuienisse oor God se kinders. Daar staan, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Jesus noem so 'n persoon in Lukas 6 vers 45 kortom 'n goeie mens. Gaan lees gerus maar weer daardie paar verse. In Kolossense 3 vers 9 en 10 skryf Paulus weer vir ons, julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Die nuwe mens in Christus is 'n goeie mens. Gaan lees ook self asseblief Efesiërs 4 vers 17 tot 24, waar Paulus ernstig praat. Hy sê, in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle, moenie langer soos heidene lewe nie. En dan gaan hy aan en in vers 21 sê hy, omdat julle Jesus Christus se volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Kom ons praat reguit, eerlik en in alle nederigheid wil ek vandag vra. Is jy en ek goeie mense? Lyk en leef ons anders as die mense in die wêreld wat nie vir God ontzag het nie? Kan die wêreld daar buite die verskil duidelik agterkom? Ek praat van duidelik die verskil sien. Vra vandag vir jouself, sien mense in my die lig van Christus skyn, of is ek net nog 'n stem in die wêreld se koor? Kom ons bid saam. Here onse God, baie dankie dat U in Christus Jesus ons as U kinders aangeneem het en ons geregverdig het. Dankie dat ons deel is van hierdie familie van geregverdigdes. Help ons dan elkeen, help my ook Here, om dan so te leef, om duidelik so te leef, om my lig te laat skyn dat die wêreld die verskil kan sien. Here Jesus, dankie dat U deur U Gees dit in en vir ons doen, ons vervul en ons lei om as nuwe mense te leef. Help my vandag ook daarmee asseblief. Amen.